Die doel van hierdie reeks van ons boerehelde wat ek gaan doen, is om ons eie mense weer bewus te maak van ons ryk geskiedenis wat ons het in ons pragtige land. 'n Geskiedenis wat nie meer elke dag geleer word op die skoolbanke nie. 'n Geskiedenis van dapperheid van ons boere en ons kinders, ons vrouens, wat in tye van groot onderdrukking en oorlog ontsettend dapper was. Dit laat swel my hart sommer met trots. Om te dink dat dieselfde bloed wat deur die are van Paul Kruger, Piet Retief, Japie Greiling, Wolrad Woltemade, Racheltjie de Beer, ag daar is legio wat mens kan opnoem, is dieselfde bloed wat deur my are en jou are vloei. Mense wat op geloof en beginsel en met ontsettende deursettingsvermoë die onmoontlike aangepak het en partykeer ook met hulle lewens daarvoor prys gegee het. Van hierdie video's mag dalk klink asof ek dit 'n bietjie soos kinderlik lees of voordra, en dit is juist met die doel dat ons kinders dit kan beter verstaan. So as jy as groot mens dalk weet van die storie van Japie Greiling wat ek vandag gaan met julle meedeel, ja, wees maar net saam met my. Ek gaan dalk hier en daar dit 'n bietjie meer soos 'n kinderstorie doen, juis sodat ons hierdie video kan speel aan ons kinders en laat hulle weet wie is Japie Greiling en wat het hy vir ons land gedoen. Verskoon ook asseblief as ek 'n paar of as ek groot gedeeltes van dit lees, dis baie notas om te maak, ek kan nie alles uit my kop uit onthou nie, maar tog sal ek my bes probeer om dit so goed as moontlik voor te dra. So ja, kom ons begin by die begin, en vandag se kinderheld wat ons behandel is Japie Greiling. So net om 'n prentjie te skep in die tyd wat Japie Greiling gelewe het, is dit tussen 1898 en 1902, wat daar 'n groot konflik was tussen die boere en die Engelse, of die Britte soos dit bekend gestaan het, en daardie oorlog was die Anglo-Boereoorlog gewees. Dit het begin omdat die boere wat in die Oranje Vrystaat en in die Transvaal gewoon het, nie wou hê die Engelse of die Britte moet vir hulle vertel wat hulle mag doen op hulle grond en hulle lande nie. Die Engelse of die Britte wou ook natuurlik al die goud gevat het, wat die boere op daardie stadium toe in die Oranje Vrystaat en in die Transvaal ontdek het. Die boere het self besluit hoe hulle wou lewe op hulle lande en hulle gronde, en die Engels het nie baie daarvan gehou nie. Nou, dit beteken dat hierdie twee groepe, die boere ja, en die Britte, die Engelse, het nie juist om dieselfde kampvuur gesit nie. Hulle was teenstrydig teenoor mekaar, en dit het toe tot die oorlog gelei waarin Japie Greiling sy heldedaad uitgevoer het. Nou, Jacobus Johannes Cornelius Greiling, wat ook dan bekend staan as Japie, was op 28 Junie 1890 in die Hoopstad distrik in die Vrystaat gebore. Sy ouers het daar op die plaas Smaldeel geboer. Sy pa was kommandant Barend Christian Greiling, en hy was lid van die Vrystaatse Volksraad, en dit was die Vrystaatse regering op daardie stadium. Japie se pa was ook 'n man vir wie die mense in die omgewing baie respek gehad het. Hy het al in 'n paar oorloë geveg, soos byvoorbeeld die Eerste Vryheidsoorlog. Die Greiling kinders het almal geleer om lojaal te wees en getrou te wees teenoor hulle ouers, hulle familie, God en ons land. Japie was een van 13 kinders, 13 kinders, 12 boeties en sissies, groot families daardie tyd gewees, en hy het ook 'n tweeling boetie gehad, so hy was een van 'n tweeling. Toe die Anglo-Boereoorlog begin het hy en sy tweeling boetie Corneels, wat net 10 jaar oud was, die twee oudste broers het saam met hulle pa op kommando gegaan om te gaan oorlog voer. So Japie en die jonger kinders en sy boetie Corneels, wat net 10 jaar oud was, het saam met hulle ma moes hulle die boerdery gehanteer. Dit beteken hulle moes al die harde werk gedoen het wat sy pa en die twee ouer boeties op die plaas gedoen het, moes hulle toe gedoen het om aan die lewe te bly daar op hulle plaas. Die Britse soldate het geweet Japie se pa, Barend, is 'n goeie soldaat, en hulle wou hom graag gevang het. Kaptein Seeley, die Engelse kaptein, se van was Seeley, almal het hom sommer maar net Seeley genoem. Hy het die opdrag gekry om vir Japie se pa te moet vang. Nou in Maart 1901 het Seeley
by 'n boereverraaier gehoor laat die oom Barend gaan by sy plaashuis die aand gaan kuier. Die Britse soldate het baie vroeg die oggend na die plaashuis toe gejaag, maar voordat hulle daar aangekom het Barend en twee ander soldate wat saam met hom daar was die aand, het al deur die nag op hulle perde geklim en weggejaag. Hulle het toe by die plaashuis vir Japie daar buite gekry en Celie wou deur middel van 'n tolk wil hy by Japie gehoor het waantoe is sy paale. Japie het natuurlik geweier, hy wou niks gesê het nie. Japie het net gesê my paale is terug komando toe, maar verder geen inligting gegee nie. Nie watter rigting hulle in is nie, waar is die komando geleë nie. Celie het toe vir Japie gedreig. Hy het gesê Japie, ons gaan vir jou skiet as jy nie vir ons die waarheid vertel nie. Hy het laat Japie teen die muur gaan staan en sy Britse soldate, 6 van hulle, het daar in 'n lyn gestaan en hy het vir Japie gesê, luister, jy moet vir my sê, waar is hierdie komando of waartoe is jou paale of in watter rigting is hulle? En Japie het net geweier. Hy het gesê, skiet my maar, ek sal nie verklap waar hulle is nie. En om jou net 'n bietjie meer insig te gee oor hoe dit vir Japie moes voel om haar teen die muur te staan. Onthou daardie tyd, as iemand met gewere tereggestel geword het, dan het hulle altyd gesê, maak gereed, dan die ouens nou gaan staan in hulle ry en hulle het hulle gewere oorgelaai, laat die gewere gelaai is, dan het hulle gesê, korrel, en dan het die ouens hulle gewere opgelig en gekorrel vir waar hulle hierdie persoon wat teen die muur staan gaan skiet, en daarna het die ou gesê, vuur of skiet, en dan het hulle natuurlik die sneller getrek en daardie persoon was dood. So, daar was gewoonlik so 'n paar sekondes wat dit geneem het, vandat hulle gaan staan tot wanneer hulle uiteindelik die skote geskiet het, en ek dink dit moes angsbevange gewees het, want hoe langer hulle vat voordat die skote klap, hoe langer is jy in jou eie kop besig om te dink soos, joh, ek gaan nou doodgaan, as hierdie ou gesê het, maak gereed, vat 'n korrel, en daarna sê hy skiet, dan is ek dood. Maar Japie het hulle net aangeglier. So ou Celie het vir sy soldate gesê, maak gereed, en hulle daar in die ry gestaan, en hulle het hulle gewere oorgelaai, en hy het gesê, korrel, en hulle het die gewere na Japie toe gerig, maar Japie het net stil gebly, Japie het net niks gesê nie, handjies agter die rug, teen die muur gestaan, en hulle aangeglier, en hierdie kaptein Celie het gesien hoe dapper hierdie seentjie is, 'n 10-jarige seentjie, en hy het vir sy manskappe gesê, luister, laat sak julle gewere. Hy het na Japie toe geloop, sy hand uitgesteek, en Japie wou eers dink, hierdie ou wil my nou klap, so het so klein bietjie gekoes, maar hy het toe hierdie kaptein Celie se hand gevat en geskit, en hierdie kaptein Celie het vir Japie gesê, ek hoop ek kan jou weer eendag ontmoet, oor dat hy so dapper en braaf is, en loyaal was, teenoor sy pa, die komando en die land van daardie tyd. Dit het eintlik vir kaptein Celie geïnspireer. Hy het 30 jaar daarna 'n boek geskryf waaroor hy vertel het oor Japie Greyling, en hy het vir Japie Greyling probeer kontak, maar Japie Greyling het nie belang gestel om met hom weer te kan praat of te kan gesels nie. So, waar kan ons dan standbeelde en gedenktekens van Japie Greyling kry? Japie Greyling is toe op die ouende in 1954 in Bloemfontein oorlede. Japie Greyling word onder meer deur die volgende gedenkbare onthou. In Meyerton is daar 'n laerskool en 'n woonbuurt wat na Japie Greyling vernoem is. Op 23 November 1966 het Japie Greyling se seun, wat sy naam ook Japie is, nie toevallig nie, hy het sy pa se naam gekry, 'n gedenkteken vir sy pa op daardie skoolterrein geonthul. Dan op die terrein van die NG Kerk in Hoopstad is daar 'n monument vir Japie Greyling opgerig gewees. Julle kan ook gerus gaan luister na die pragtige mooi liedjie van Pieter Smit, wat sy naam is Japie Greyling, een van my gunsteling Afrikaanse liedjies. En wat altyd merkwaardig ook was, dat hierdie 10-jarige seentjie so dapper was hy ook nie groot praterig oor sy heldedaad nie. Sy eie kinders het nie eers daarvan geweet, totdat hulle op skool geleer het van hulle pa sy heldedade nie. So hy het nooit daarvan rondgeloop en daaroor gespog nie, of gebrek, soos die Engelse woord nou sê nie. En ek moet sê, dit is nog 'n teken van die karakter
van Japie Grilling, dat hy nooit spoggerig was oor wat hy vermag het of hoe braaf hy was nie. Dit is maar net iets wat hy moes doen. Ek hoop julle het hierdie video geniet van Japie Grilling en die paar foto's en die dinge wat ons bygesit het en prente, net om dit lekker te skep. En ja, volgende, ek is nie heeltemal seker wie ek volgende moet doen nie. Maar ons sal maar teen volgende week se tyd kyk. En los 'n paar kommentare waar ek ook al kan verbeter. Is dit reg so? Ek vat daai kommentare, soos iemand het gesê, ek moet vir 'n slag 'n ander hemp aantrek. Wel, okay, hier sit ek nou 'n bietjie in 'n ander hemp. Maar nou ja, totsiens, geseënde dag en lekker bly.